Gewaardeerde vriende, pastoor Frans Hooiberg van die Kruis Triomfeerbediening. Ek groet in die naam van Jesus Christus, ons verlosser, ons zaligmaker en ons komende koning. Ek moet net sê, ek sien daar so effens 'n glinstering op my bril lense. As ek wegvat, dan kan ek nou niks lees nie, anders sou ek bedien het sonder 'n bril. Maar ek kry nie hierdie refleksie weg nie, maar ek sien dit gebeur by ander video's ook. Dis net terloops. Ek hoop ek vind u in gesondheid, liggaam, siel en gees, en dat u wag met reikhalsende verlange vir die wegraping van die kerk van Jesus Christus. En dat u met geduld wag vir die wegraping van Jesus Christus. Nou hierdie reeks, ons is nou by nommer 14 van ons reeks oor die boek Jakobus, en ek hoop u geniet dit sover. Kom ons bid. Vader, ons sê vir u dankie dat ons nog 'n geleentheid het om te kan kyk en te kan bepeins en te kan luister wat die Gees vir die gemeente wil sê rondom die boek Jakobus. Ons loof u daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Nou, ek het laas opgehou en vir u gesê ek gaan begin by vers 11, want ons praat oor geduld. Ons praat oor iets wat min van ons werklik onder die knie het. En ek praat met ondervinding, maar ek weet dat u wat na my luister dalk ook sal sê, jy is baie geduldig, vreeslik geduldig, ontsettend geduldig, totdat jy in die bed het geklim het, en jou dag begin. Dan is jy ook nogal redelik geduldig, en jy gaan nog aan totdat jy in jou kar klim, en op die paaie gaan, en tussen daai bestuurders beland, dan word jou geduld beproef tot die uiterste. Maar dis menslike geduld. Dis geduld op 'n menslike vlak. Dis geduld wat almal mee sukkel. Maar in hierdie hoofstukke van Jakobus leer ons 'n ander tipe van geduld. Nie 'n geduldigheid rondom bestuurders daar buite, rondom ons vrou en ons kinders en ons huisgenote en ons diere en ons familie en ons bure nie. Want ek meen, almal van ons raak ongeduldig, maar ons moet die gees van selfbeheersing begin toepassing om daai geduld te begin leer. Ek ken mense wat baie geduldig is. Jy sal hulle nie kan omkrap nie. Maar dan ken ek ook mense wat dierbare kinders van die Here is, wat lief is vir die Here, wat leef in die woord, maar wat sukkel met ongeduld. Ons almal het daai probleem. Maar wat hierdie Jakobus vir ons wil sê, is nie huishoudelike geduld nie. Dis geduld dat ons geduldig moet wag vir die wegraping van die kerk van Christus. Mense, ons wag al 2025 jaar. Dalk wag ons 2026 jaar. Dalk gaan ons wag vir 2027 jaar. Ek weet nie hoe lank ons nog gaan wag nie. Maar baie van die kinders van die Here word moedeloos, want in hierdie proses wat ons wag, breek ons karre, ons beursies raak leeg, ons kry die probleem, ons kry daai probleem, ons kry die siekte, ons kry daai siekte, ons kry hierdie terugslag, ons kry hierdie teleurstelling, en ons siel roep uit na die Here om te sê, kom Here Jesus, kom, ek kan nie langer op hierdie wêreld bly nie. En dan sê hy, kyk, ons reken hulle geluksalig wat verdra. Verdra ons die gewag vir die wegraping. Verdra ons die verdrukking wat ons pad langs kom. Verdra ons die lydsaamheid. Verdra ons die siektes, of kla en murmureer ons net by almal wat wil hoor. Jy weet mos hoe mense praat van, ek het nou hierdie siekte, en dan sal iemand sê, ja, maar dis nog niks, laat ek jou vertel wat ek bekeer. Maar hy sê, kom, kyk, ons reken hulle geluksalig wat verdra. Julle het gehoor van lydsaamheid van Job, en julle het die einddoel van die Here met hom gesien, dat die Here vol medelee en ontferming is. Jy het die lydsaamheid van Job nodig. Jy verstaan nie omstandighede nie. Jy verstaan nie waaraan jy beland nie. Jy verstaan nie hoekom jou kar alweer gebreek het nie. Ag Here, hoekom het hulle nou alweer vir my hierdie probleem met pad langs gegee? Ag,
Hoekom nou weer dit en hoekom ons vra? En ek wil vir u sê, daar's een ding wat die kind van die Here moet leer om nie te doen nie. Hy moet leer om nie te vra nie. Hy moet leer om te aanvaar, dis God se wil. Ek wil vir jou sê, die duiwel het geen gesag op jou nie. Jakobus sê, onderwerp jou aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van jou wegvlug. Dis sy werk om weg te vlug. Sy middelnaam is, hy is Satan, wegvlug vir Christene, duiwel. Dis sy volle naam. As jy jou onderwerp aan God, hoe onderwerp jy aan God? Deur lankmoedig te wees, deur selfbeheersing te hê, deur jou omstandighede te verdra, deur God te glo. Ons het in die vorige uitgawe het ons gelees van Hebreërs, hoofstuk 11 het ons gelees dat sonder geloof is dit nie moontlik om God te behaag nie, want jy moet glo dat hy waarmaker is van sy woord. En as sy woord sê jy gaan deurkom, glo jy dit? As sy woord sê hy gaan terugkom, glo jy dit? As sy woord sê hou vas, want ek ken jou omstandighede, glo jy dit? En wanneer jy daarin vashou, wanneer jy glo dat hy is 'n waarmaker van sy woord, dan onderwerp jy jou aan God, en dan weerstaan jy die duiwel, wat allerhande leuns in jou gedagtes wil sit, en dan vlug hy van jou al weg, en jy hardloop nie rond asof jy soos 'n afkop hoender rondgejaag word, en bang is die duiwel gaan jou vang. Kom ons lees die vers weer. Kyk, ons reken hulle geluksalig wat verdra. Julle het gehoor van die lydsaamheid van Job, en julle het die einddoel van die Here met hom gesien, dat die Here vol medelee en ontferming is. Nou sê hy in vers 12, hy sê daar, maar bo alles my broeder, bo alles, moenie sweer nie, nie by die hemel nie, ook op die aarde nie, en ook geen ander eed nie, maar laat julle ja, ja wees en julle nee, nee, sodat julle nie onder 'n oordeel val nie. My broer, ek sweer ek sien jou 10:00 vanaand, en 10:00 kom en jy is nie daar nie. Broer, ek beloof vir jou, ek sal vir jou hierdie of daardie ding doen, en dan doen jy dit nie. Hoeveel van ons, van kinders van die Here se woord is ja, en sy nee is nee? En nou praat ek spesifiek van pastore. Pastore, hoeveel van julle het integriteit? Wie se woord ja, ja is en nee, nee is. As jy gesê het ja, dan is dit ja. As jy gesê het jy kom my sien, dan kom jy my sien. As jy sê jy gaan dit en dit doen, jy gaan besoek aflê hier, of besoek aflê daar, of jy gaan hierdie ding doen, dan doen jy dit. Jou ja moet ja wees. Maar hoeveel pastore, predikante, priesters, of wie ook al, kinders van die Here, sy ja is nie sy ja nie. Sy nee is nie sy nee nie. Hy kom nie sy beloftes na nie. En as jy nie jou, hy sê uitdruklik, moenie sweer nie, met ander woorde, moenie 'n belofte doen nie. Wat jy weet, jy kan nie nakom nie. Ek weet van mense, en dit sluit die pastore in, ek weet van mense, wat vir jou 'n belofte sal maak, wat vir jou in die oë sal kyk, en vir jou sal sê, dit sal ek doen, ek beloof jou, terwyl hy weet, hy gaan nie sy belofte hou nie. Die oomblik as hy omdraai en wegstap, en hy klaar van die belofte vergeet, soos 'n manteldraaier. Hy dra die mantel, soos wat dit jou pas. En hy praat saam met jou, soos wat jou pas. Nou sê die skrif, maar bo alles my broeders, moenie sweer nie. Met ander woorde, moenie 'n belofte maak nie, moenie 'n eed aflê nie. As jy iets sê, dan sê jy dit as 'n ja, of as 'n nee. Vers 13. Nou gaan hy weg daarvan, hy sê, as daar iemand onder julle is wat ly, laat hom bid. Hier is 'n baie interessant versie, baie interessant. As daar iemand onder julle is, laat hom kla. As daar iemand onder julle is, hardloop na die buurman toe en vertel hom hoe siek jy is. As daar iemand siek onder julle is, skryf dit op jou Facebook.
klaar, ag weet jy, ek het alweer vanoggend opgestaan met soveel reumatiek. Ag, ek het alweer opgestaan met soveel pyne. Ag, die is nie reg nie en daai is nie reg nie. Maar wat sê die skrif? As daar iemand onder julle siek is, laat hom, vers 13, as daar iemand onder julle wat ly, laat hom bid. Met ander woorde, as jy ly onder ek het 'n bietjie vinnig gegaan met die siekte, ek kom nou daarby, maar as jy ly onder verdrukking, onder kwaad praat, onder geskinder, onder valshede, dan moet jy bid. Jy gaan nie ook skinder nie, jy gaan ook nie kwaad praat nie, jy gaan na die Here toe met hierdie probleem. Is iemand opgeruimd? Laat hom psalm sing, laat ons dit sien, laat ons sien jy is opgeruimd, laat ons sien jy is opgewonde oor dit wat die Here sê. Nou sê as daar iemand siek onder julle is, laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hom oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. Nou, hierdie skrifgie beteken nie dat ons elke Sondag al die siekes moet vorentoe bring en ons moet hulle salf met olie en nou moet ons vir hulle bid nie. Dit klink mooi, dis pragtig, dis mooi, maar dit is nie wat die skrif beteken nie. Die skrif beteken, wanneer iemand in sonde geval het, en as gevolg van daardie sonde, is hy nou siek, dan laat hy die ouderlinge van die gemeente inroep. Dis die pastore en die ouderlinge, hulle wat saamwerk. En hulle gaan na hierdie man se huis toe, en hulle gaan bid vir hom, en hulle salf hom met olie, in die naam van die Here Jesus Christus. Hoekom? Vers 15 sê, en die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig, en luister nou, selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Met ander woorde, die implikasie van hierdie skrif lyk vir my, dit is hoe ek dit sien, dat hierdie siekte waarmee jy die ou met olie salf, en ag, moet nou nie sê pastoor Joubert sê jy moet glad nie iemand met olie salf nie. Jy kan hom met die hele oliefabriek salf as dit is wat jy wil doen. Maar dis nie waar die genesing lê nie. Die krag van genesing lê in die naam van Jesus Christus en God genees wie hy wil. Luister mooi. Dit is genesing en ek weet daar is predikers wat dit sê. Ek het net gisterand weer na 'n video geluister so 'n stukkie. Dis wat ek hom af wat die prediker sê, Benjamin, dat God wil almal genees, want siekte is van die duiwel. Ek wil vir jou sê, siekte is nie van die duiwel nie. Siekte is as gevolg van sonde. Luister nou mooi vir my broer, my suster, jy wat na my kyk. Ek is baie ernstig. Siekte is nie van die duiwel nie. Ja, die duiwel kan mense siek maak. Maar ons praat van die algemeen. Suikersiekte is nie van die duiwel nie. Longkanker is nie van die duiwel nie, dis omdat jy te veel rook. Suikersiekte word veroorsaak deur 'n ongesonde lewens manier wat jy eet, jou lewenstyl. Nou, siekte is as gevolg van sonde. Siekte het die wêreld ingekom as gevolg van die sonde van Adam en Eva. Die deur is oopgemaak vir al hierdie snaakse goed wat vandag op mense is. Dis nie die duiwel wat COVID gebring het nie, dis nie die duiwel wat AIDS gebring het nie. Dis sonde wat in hierdie wêreld heers. Hoekom sê ek die sonde, siekte is nie van die duiwel nie? Want die duiwel kan net namaak. Die duiwel kan nie skep nie. Die duiwel kan nie iets in jou veroorsaak, net omdat hy die duiwel is nie. Ja, hy kan teer op sekere dinge. As jy 'n oop deur maak en jy's besig met die okkultisme, en jy's besig met satanisme, en jy's besig met glasie speel, en jy's besig met al hierdie onheilige heksery as kind van die Here, kan sataniese siektes op jou neerkom as gevolg daarvan. Maar nogtans, dis nie die duiwel nie, dis as gevolg van sonde. Okkultisme is sonde, satanisme is sonde, heksery is sonde. Nou sê hy in die gebed van die geloof, sal die kranke red. En die Here sal hom oprig.
Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Nou gaan aan die volgende skrifgie wat ek ook vir u baie mooi duidelik wil maak, want dit is in hierdie konteks. Vers 16 sê, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Hoekom moet ons mekaar, wat 'n misdade moet ons aan mekaar bely? Ek het my vrou verneek, nou gaan bely ek dit by my pastoor. Ek kyk elke aand pornografie, nou gaan bely ek dit by 'n broer. Ek steel by die werk, nou gaan bely ek dit by broer. Nee, dis nie dit nie. Wanneer jy tot bekering kom, en jy jou sondes bely, 1 Johannes sê vir ons, as ons sondes bely, is hy getrou en regverdig, om ons te vergewe van hierdie sondes. Dis nie sondes, daai sondes, wat jy hier bely nie. Want as ek nou sê, ek moet my sonde, en daar's kerke wat dit doen. As ek my sondes voor 'n getuie moet bely, dan beteken dit net dat, wanneer ek Christus Jesus vra om my te vergewe, het hy dit nie gedoen nie, want hy het 'n getuie nodig. Asof God dit nie kan onthou nie. Wanneer ek na Jesus Christus toe gaan en ek bely my sondes, dan is Jesus daar, die Vader is daar, die Heilige Gees is daar, die engel is daar. Daar's 'n wolk van getuienis. Daar's genoeg getuies om te sê, en God ken my hart, hy weet mos ek is opreg, hy weet mos ek wil hierdie sonde laat staan. Nou, vers 16, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar. As ek van my broer geskinder het, gaan vra ek my broer om verskoning, en ons bid saam. As ek van my broer gesteel het, dan gaan gee ek sy goed terug, en ons bid saam, en ek bely dit teenoor hom. Dinge wat ek teen my broer gedoen het. Want luister, my broer doen iets teen my, hy weet dit nie eers nie. En nou het ek 'n wrok teen hom, ek het bitterheid in my binneste, ek begin siek word. In die evangelies praat dit daarvan, dat as jy nie hierdie goed bely nie, sal jy oorgegee word aan die pynigers soos kanker, arthritis, en ag asseblief, ek sê nie dat alle kanker, en alle arthritis, en alle probleme, is omdat jy nie kan vergewe nie. Maar as jy nie kan vergewe nie, jy word bitter, gaan bitterheid oor in arthritis of in 'n siekte, en as jy nou genesing wil kry daarvan, moet jy jou broer vergewe, en julle moet saam bid. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Met ander woorde, ons bid saam met erns, en God vergewe ons sondes, en hy maak ons rein, en hy maak ons weer gesond. Vers 17, hy sê nou net, Elia was 'n mens net soos ons. Hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën, en het op die aarde 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. En hy het weer gebid, en die hemel het reën gegee, en die aarde het sy vrug laat uitsprei. Nou sluit hy hierdie hele storie af met die volgende: broeders, as een van julle van die waarheid afgedwaal het, en iemand hom bekeer, laat hy weet dat die een wat 'n sondaar van sy dwaalweg bekeer, 'n siel sal red, en 'n menigte sondes sal bedek. Jakobus, nadat hy alles gesê het, nadat hy met die kinders van die Here gepraat het in diepte, nadat hy al hierdie dinge vir ons gesê het, kom hy nou en hy sê vir ons, dat ons moet die evangelie, wanneer ons onsself reg gekry het, wanneer ek nie bitterheid in my het nie, wanneer ek niks teen my broer het nie, wanneer ek in vrede kan saamleef met my medemens, wanneer ek opgeruimd is, vrolik is, want my sondes is vergewe, my siektes is genees, wat gekom het van die sonde, en ek in harmonie leef in die liggaam van Christus, en ek onderworpe is aan God, sê hy nou, broeders, as een onder julle van die waarheid afgedwaal het, en iemand hom bekeer, hierdie hele boek is om mense terug te kry by die waarheid, dan sê hy, dat is, as een sondaar van sy dwaalweg bekeer, hy 'n siel uit die dood sal red, en 'n menigte sondes bedek. Ek wil afsluit met hierdie woorde om te sê, hoeveel siele het jy al uit die dood, soos 'n brandhout uit die vuur geruk,
En nou praat ek nie van noodwendig evangelisasie nie. Ek praat nie noodwendig van straatwerk en van prediker en so nie. Ek praat van 'n traktaatjie het gegee, 'n boek gegee vir iemand om te lees oor die wrede wolwe. Iemand net jou getuienis gebring van hoe goed God vir jou is. En dat jy leef in harmonie met almal, want God het jou vergewe. En jy onderwerp jou aan God en die duiwel het van jou weggevlug. En jy saai 'n saadjie, 'n ander ou gooi nat, God laat groei. Nou wil ek vra, ek sluit hierdie reeks af met hierdie woorde. Is jy onderworpe aan God? Vlug die duiwel werklik van jou al weg? Leef jy in oorwinning? Ons Vader, ons sê vir U baie dankie dat U vir ons gelei het deur hierdie boek Jakobus en dat ons weet dat God het vir ons die oorwinning gegee wanneer ons aan hom onderwerp. Ons loof U in Jesus naam. Amen en amen. Al wat nou vir my oorbly om te sê is gaan en wandelwaardig die roeping waarmee God jou geroep het en Maranatha. Jesus gaan weer kom. Is jy gereed? Tot ons weer gesels, mag die Here met u wees. Amen en amen.